verhoudings. Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sê sy. Hallo Willem en hallo liewe luisteraar. Die afgelope 2 geselsies het ons gepraat oor my nalatenskap, wat ek agterlaat en die belangrikheid om vandag die gesprekke tussen die generasies lewendig en aan die gang te hou. Vandag neem ons hierdie beginsel van hierdie gesprekke net 'n stappie verder. Vandag wil ek graag gesels oor ons elkeen se storie. Elke familie het 'n storie. Jou familie se storie mag miskien snaaks of ironies wees. Of jou storie is miskien pynlik. Of jou storie vertel miskien van opofferings of indrukwekkende dapperheid. Baie van ons stories getuig onderliggend van hoe God ons deur moeilike omstandighede en moeilike seisoene gedra het. Willem, maar daar's iets baie belangrik wat ons elkeen moet onthou. 'n Storie wat nooit vertel word nie, mag dalk net verdwyn. Wanneer 'n ouer persoon sterwe, verloor ons nie net die persoon nie, ons verloor ook daardie persoon se herinneringe, die resepte wat hulle gehad het, gebede, wysheid, familiegeskiedenis en stories wat nooit vertel was nie. En soms gebeur dit, dat teen die tyd wat die jonger generasie begin belangstelling toon, is die persoon wat die vraag kan beantwoord nie meer daar nie. Daar is soveel stories opgesluit binne gewone mense. Willem, dis so ironies, maar ons dink soms dat die stories wat die moeite werd is om oor te vertel, net vir bekende of belangrike mense is. Maar dit is nie waar nie. Elkeen van ons se lewens getuig van merkwaardige en buitengewone oomblikke. Willem, jy weet, jou kinders gaan miskien eendag wonder oor dinge soos, hoe het oupa se kinderjare gelyk? Wat se speletjies het hulle gespeel? Wie was die persoon wat oupa geleer bid het? Willem, en as jy nog nie vir hulle vertel het nie, gaan hulle wonder oor waar jy vir Erna ontmoet het. Hulle gaan wonder oor wat was oupa se eerste werk? Wat se foute het jy gemaak waaroor jy spyt is? Of hoe het jy deur moeilike finansiële tye gekom? Waar het oupa God se getrouheid die duidelikste in sy lewe ervaar? Of hulle gaan wonder oor wat jy wens jy beter verstaan het toe jy jonger was. Hierdie dinge mag miskien vir jou gewoon voel, omdat jy dit self geleef het, maar vir die volgende generasie is dit deel van hulle geskiedenis. Dit help jou kinders om te verstaan waar hulle vandaan kom, en soms help dit hulle om beter te verstaan wie hulle is. Die Bybel is vol stories van oorlewering. Die Bybel is aanhoudend besig om vir die volgende generasie te vertel wat God vir die vorige generasie gedoen het. In Psalm 78 vers 3 tot 7 lees ons die volgende. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons voorgeslagte ons vertel het, verswyg ons nie vir ons kinders nie, maar vertel vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here, van sy krag, van sy wonderdade. Hy het voorskrifte aan Jakob gegee en sy gebooie aan Israel. Hy het ons voorouers beveel om dit aan hulle kinders te leer, sodat die volgende geslag dit kan ken. God het geweet hoe maklik ons vergeet, daarom het hy herhaaldelik vir sy volk gesê om te onthou en dan om dit oor te vertel. Vertel vir julle kinders dat God voorsien het. Vertel hulle hoe hy jou gelei het. Vertel hulle hoe hy jou gebede beantwoord het. Vertel hulle van die deur wat vir jou toegebly het en dat jy later besef het hoe God jou eintlik beskerm het. Willem, jy weet so goed soos ek, geloof word nie net oorgedra deur preke nie. Baie keer word geloof oorgedra rondom die etenstafel, of gedurende 'n rit in die motor, of wanneer ons net deur 'n ou fotoalbum blaai, of selfs deur 'n eenvoudige sin soos, kom ek vertel vir jou van 'n tyd toe God my gehelp het. Liewe luisteraar, jou stories hoef nie perfek te wees nie. Party mense huiwer om hulle stories te vertel, omdat hulle verlede nie perfek was nie.
Hulle dra miskien spyt of verwyte oor 'n verhouding wat nie uitgewerk het nie, of 'n finansiële fout wat hulle gemaak het, of 'n dom besluit wat geneem is in 'n seisoen waar hulle so bietjie verder van God af weggedryf het. Liewe luisteraar, jou familie het nie nodig dat jou storie 'n storie van perfeksie hoef te wees nie. Hulle wil 'n storie hê wat getuig van egtheid, van groei en van genade. Jy het verseker nie nodig om al die privaat detail te openbaar wat miskien 'n ander mens kan seermaak nie. Wysheid en gepaste grense is baie belangrik wanneer jy jou storie vertel. Maar jy kan met vrymoedigheid sê, ek het 'n fout gemaak en hierdie is wat ek daaruit geleer het. Of ek het 'n moeilike seisoen in my lewe gehad en dit is hoe God my gedra het. Of ek wens ek het vroeër vir hulp gevra. Of ek het ontdek dat vergifnis vrede bring. Ek het geleer dat geld nie 'n verhouding kan herstel nie, maar eerlikheid en nederigheid kan 'n restaurasie begin voortbring. Wanneer ons voorgee dat ons nooit gesukkel het nie, mag die jonger generasie miskien dink dat hulle misluk het. Maar wanneer ons met eerlikheid en wysheid praat oor wat ons geleer het, wys ons vir hulle dat ons foute nie die einde van ons storie hoef te wees nie. God kan ons verlos van die moeilikste hoofstukke in ons storie. Liewe luisteraar, ons luister eers na 'n mooi stukkie musiek oor generasies, dan gesels ons verder. Luister binnekort verder na Martie van Wyk. She wasn't the last. Liewe luisteraar, ek hoop dat jy die stukkie musiek net so baie soos ek geniet het. Ons praat verder oor ons nalatenskap. Ons praat oor stories wat brûe bou tussen generasies. Ons praat gereeld oor generasiegaping en miskien is hierdie ook vir ons deel van die antwoord. Party ouers en kleinkinders weet soms nie waaroor om met mekaar te gesels nie. Soms lyk dit vir ons of ons wêrelde net te veel van mekaar verskil. Een generasie het miskien sonder internet groot geword, waar 'n ander generasie nie 'n wêreld sonder internet ken nie. Een kommunikeer miskien deur handgeskrewe briefies en 'n ander generasie deur stemnotas en video's. Maar ons stories kan 'n brug tussen hierdie soort generasiegapings bou. 'n Kleinkind mag dalk nie geïnteresseerd wees in 'n lang preek oor hoe om geld te spaar nie, maar vertel vir hulle van die eerste ding waarvoor jy gespaar het, en skielik word die les 'n werklikheid. Hulle mag miskien nie 'n formele les oor veerkragtigheid waardeer nie, maar vertel hulle hoe jou familie deur 'n moeilike jaar oorleef het, deur mekaar te ondersteun en deur op God te vertrou, sodat hulle dit kan visualiseer. Liewe luisteraar, ons stories dra wysheid, sonder om dit soos instruksies te laat klink. Hulle laat die volgende generasie toe, om die lesse vir hulle self te kan leer. Maar ons moet ook na mekaar luister. Om stories tussen generasies te deel, moet nooit 'n eenrigting gesprek wees nie. Ouer mense het wysheid om te deel, maar jonger mense het ook ondervindinge wat verdien om gehoor te word. Hulle wêrelde is verskillend. Hulle ervaar druk wat 'n vorige generasie nie op dieselfde manier ervaar het nie. Hulle het volwassenes nodig wat luister sonder om dadelik te korrigeer of om te vergelyk of om wat hulle sê af te skiet. Moenie net sê, toe ek jou ouderdom was nie. Vra ook, hoe voel dit om in vandag se tyd jou ouderdom te wees? Onthou vrae soos, wat maak jou gelukkig? Waaroor is jy bekommerd? Wat wens jy ouer mense kan beter verstaan? Waaroor droom jy? Waar sien jy God se werking in jou lewe? Hoe kan ek vir jou bid?
'n regte koneksie word gevorm wanneer ons stories beide rigtings vloei. Ons praat en ons luister. Ons leer hulle en leer van hulle. Ons onthou die verlede terwyl ons plek maak vir die toekoms. Liewe luisteraar, ek het weer vir jou 'n uitdaging vir die week. Kies weer een familiestorie. Dit hoef nie drasties of dramaties te wees nie. Begin met iets eenvoudig. Ek gaan vir jou so 'n paar idees noem, net om jou kop oop te maak. Kies 'n foto en verduidelik wie die mense in die foto is. Of deel jou gunsteling herinnering. Of lys 'n paar goedjies wat jy van jou ouers geleer het. Neem 'n kort stemnota op oor 'n gebed wat verhoor is. Leer iemand 'n familieresep en vertel sommer vir hulle die geskiedenis van die resep. Vertel vir jou kinders en kleinkinders van 'n moeilike besluit wat jy op 'n keer moes maak. Of vra 'n ouer familielid 'n vraag terwyl jy nog die geleentheid het. As jou familie ver bly, kan jy tegnologie as 'n brug gebruik. Stuur 'n stemnota, neem 'n kort video op, maak 'n digitale fotoalbum, of reël 'n video-oproep, of skryf 'n briefie wat gebare kan word. Moenie wag tot jy tyd het om jou hele lewensstorie te vertel nie. Begin net met 'n herinnering. 'n Klein of 'n kort storie wat konstant gedeel word, raak 'n familie nalatenskap. Ek sluit af met gedagtes op 'n geestelike vlak. Een van die beste nalatenskappe wat ons kan nalaat is God se getrouheid in ons eie lewens. Nie net wat ek glo nie, maar hoekom ek so glo. Vertel vir die volgende generasie. Hierdie is hoe ek gebid het, toe ek nie geweet het wat om te doen nie. Of hierdie is waar ek God se voorsiening in my lewe gesien het. Hierdie is 'n Bybelversie wat my deur moeilike tye gedra het. Of dis hoe God my hart verander het. My getuienis mag dalk iemand wat hulle eie storms ervaar, se anker word. Ons sal nooit weet hoe God die stories wat ek bereid is om te deel, kan gebruik nie. Jou storie is nie net oor waar jy was nie. In God se hande kan dit iemand help, sodat hulle pad vorentoe kry. Moenie die krag van jou gewone herinnering onderskat nie. Jou lewe dra 'n geskiedenis, jou ervarings dra wysheid, en jou getuienis dra hoop. Vertel jou storie, en onthou ook om lekker te luister, want generasies wat stories uitruil, doen meer as om net die verlede te behou. Hulle bou verhouding, hulle bou identiteit, hulle dra geloof oor en hulle bou 'n nalatenskap van liefde. Ons lees in Deuteronomium 4 vers 9 die volgende woorde en dit herinner ons. Maar pas op, wees baie versigtig om nooit te vergeet wat julle gesien het, wat die Here vir julle gedoen het nie. Solank as wat julle leef, moet julle hierdie dinge onthou. Maak seker dat julle dit vir julle kinders en kleinkinders oorvertel. Liewe luisteraar, ek wil afsluit deur vir jou te bid. Ons hemelse Vader, dankie vir my storie wat U oor generasies geskryf het. Help ons om U getrouheid te onthou en om dit met wysheid, eerlikheid en liefde te deel. Gee ons die moed om oor die lesse wat ons geleer het te kan praat en in nederigheid te luister na die stories van ander. Help ons om 'n veilige spasie te wees waar ons met jonger en ouer mense kan praat, na mekaar kan luister en saam kan lag en leer bid. Mag ons stories verby ons wys en generasies na ons na U toe lei. Help ons asseblief om meer as besittings na te laat. Help ons om 'n lewende nalatenskap van geloof, wysheid, hoop en liefde na te laat. In Jesus se naam. Liewe luisteraar en Willem, baie dankie vir die geleentheid. Totsiens.